ons as mense en ons ingestelde weersin en weerstand teen waarskuwings. Dis al van so oud as die mensdom is. As jy iemand waarsku teen iets, dan gaan hulle daai grense toets. Dis nie so nie. Kyk maar na jou kinders, kyk maar om jou rond, hoe mense teen die waarskuwing skop en rebelleer. So wanneer daar 'n waarskuwing teken is, ek gaan hom toets. Ek wil sien of hierdie ding regtig so gevaarlik is, soos wat hulle wil sê dit is. En dan gaan toets ons daai grense en dan kom ons op die ou agter. Nie 'n goeie idee. Was glad nie so 'n goeie idee nie. En so sien ons ook in die skrif. So oud as wat die mensdom is, het God mense gewaarsku teen afvalligheid en af te dwaal van hom af. Want daar gaan gevolge wees. En jou werklik waar, dan gaan toets hulle daardie grense en daar was gevolge en hulle was weggevoer in ballingskap en hulle het die gevolge daarvan moes verduur. Net om terug te kom en dan weer dieselfde proses te herhaal en die mense leer nie. En so het ek vanmôre ook vir ons almal 'n waarskuwing wat ons daar vind in 2 Timoteus hoofstuk 3. Waar Paulus vir Tim skryf en vir hom 'n waarskuwing gee. Hy wil hom voorberei op iets. En hy sê vir Timoteus, vers 1, maar weet dit, dat in die laaste dae swaar tye sal kom, wanneer is hierdie laaste dae wat hy noem? Vandag. Nou, dit was so gewees in tye van Paulus en Timoteus, en dis vir 2000 jaar nou nog steeds hoe ons leef in laaste tye. Maar wat ons nie besef nie, is dat God genadig is oor ons as mense. En Petrus sê vir ons, hy is nie traag oor sy wederkoms nie. Maar hy is langmoedig oor ons en wil nie hê sommige moet verlore gaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Dis die waarskuwing. Wat doen die mens? Ek is okay. Ek is okay, los my net. Besef nie dat die mens is op pad na selfvernietiging en die waarskuwing is daar, maar die waarskuwing word nie eenvoudig geïgnoreer. Weet dan in die laaste dae daar swaar tye sal kom. Kan iemand identifiseer daarmee? Wel, die meeste van ons is okay, ons het nie probleem. Vers 2, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God, en die lys kan aangaan. Hier is maar net 'n paar goed wat die mense hulle self aan blootstel. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid, maar die krag daarvan verloor het, keer jou ook van hierdie mense af. Hier is die waarskuwing. Sal ons dit ernstig opneem? Ag, kan seker nie so erg wees nie. Dis mos maar wat ons redeneer. Kan nie so erg wees nie. Paulus skryf hierdie woorde vir Timoteus nie om hom bang te maak nie, maar om hom waaksaam en wakker te maak. Timoteus, weet dit. Jy wat in 2026 hierdie gaan lees, weet dit. In die laaste dae gaan daar swaar tye kom. En die fokus is nie op die swaar tye nie. Die fokus is op wat daarmee saamgaan. Wat Paulus vir Timoteus waarsku. Die swaar tye is nie die probleem nie. Die swaar tye is hulle weer 'n gedaante van godsaligheid het. Hulle lyk godsdienstig. Hulle gaan deur al die bewegings, gaan kerk toe en trek mooi kleertjies aan en
polisiekar voor ons om na kerk toe gaan, en so, dis al die goedjies. Maar die krag daarvan ontbreek. Nou wat sê vir ons verder af? Ek kan onthou my diensplig daar, moes ons wag gestaan, in vredestyd. Jy mag wag staan met jou R1, staan jy en wag jy pas karre op. Jy durf nie in die slaap raak nie. Want iewers gaan onderoffisiere draai maak en kyk of jy wakker is. Waaksaam wees, ons was geleer gewees in die militêre, jy is waaksaam, jy staan wag, en jy staan wag vir jou 4 ure. Wakker, waaksaam, dan mag dalk iemand onverwags verskyn in die donkerte, en jou verras. En so het Jesus op verskeie plekke ons gewaarsku, sy wederkoms is soos 'n dief in die nag, 'n dief gee nie kennis, ek kom nie. Hier in die moonomgewing, gee die dief nie kennis dat hy gaan 'n kragdraad knip nie. Hy doen dit nie. En ons is nie waaksaam. Jy jou oog uit 4 die môre hang nie draad en so daar by jou huis. En as hulle afgeknip. Nie kennis gegee nie, ons is nie waaksaam nie, ons het afgeleer om waaksaam te wees, net in ons omgewing, hoeveel te meer op 'n geestelike basis, in 'n geestelike sin, waaksaam te wees. Weet dit, sê Paulus te Tim, dis 'n oproep tot insig, gereed te wees, onderskeiding en waaksaam te wees. Wees nugter, wees waaksaam, daar gaan goede gebeur. Ons leef in 'n tyd, waar daar nie, onkunde is nie meer 'n verskoning nie, want ons weet, die waarskuwings is daar vir soveel jare voor ons. Daar is nie verskoning vir onkunde nie. God sê, wees gereed, wees wakker, wees waaksaam. Pas op. Nie vir rowers nie, nie vir onverwagte rampe nie. Wees waaksaam vir die wederkoms van Jesus. Sy koms is voor die deur, nader as wat dit ooit was. So die werklikheid van die laaste dae dis hier, dis voor ons. Daar sal swaar tye kom, sê hy vir ons. En dit is nog steeds swaar tye. Veral vir hulle, soos wat Paulus ook vir Timoteus geskryf het. Hy wie vir godvrugtig wil lewe, sal vervolg word. Jy is nie gewild as jy godsvrugtig lewe. Jy is nie gewild nie. Jy is nie gewild as jy jou geloof uitleef of toepas in die werksplek nie. Jy is odd, jy is weird, jy is snaaks. Jy loop met die Bybel onder die arm. Jy is nie gewild nie. Dit is net, dis swaar tye vir kind van God vandag, wat regtig die pad wil stap. En swaar tye beteken gevaarlike, moeilike, moreel verdorwe tye. Dis wat hy ons teen waarsku. Dit gaan nie oor die uiterlike krisisse nie, maar oor die innerlike verval van mense. Dis waar die waarskuwing regtig vir my na vore kom. Die grootste gevaar van ons laaste dae is nie oorlog of ekonomiese druk nie, maar die toestand van die mens se hart. Verdorwe mensdom, verse 2 en 4, 2 tot 4. Hy gee vir ons 'n lys, wat amper vir ons kan sien, ons sien die wêreld voor ons afstuur. Daai lys wat nie eens volledig is nie, ek kan nog steeds daarby byvoeg. En die grootste waarskuwing daarvan is, liefhebbers van hulle self. Selfgesentreerdheid, vol van self. Dink ek het 'n Sondag of so gelede daaroor gepraat ook. Alles begin hier. Het gaan om my. My gemak, my gerief, my lewe, my voorspoed, alles rondom my. As ek nie my sin kry nie, dan gaan jy rondgaan. Jy gaan dit voel. Alles begin by my. Ek sal op die troon, en as ek tyd het, sal ek miskien aan God uit afstap. Mense sê dit nie, maar hulle leef dit. Dit word geleef. En wanneer alles rondom jouself draai, jou behoeftes, jou lewe, jou besittings, dan kom hierdie goed van selfgeldgierigheid en trotsheid en grootpratery en ongehoorsaamheid, ondankbaarheid en liefdeloosheid en wreedheid, liefde vir God meer as vir genot as liefde vir God.
dan is dit, dan maak nog nie vir jy stuur hierdie. Jy praat seker nou met Christen. Paulus praat juist nou met Christen. Juist met Christen. Praat met die wêreld. Praat met die Christen nie so. Die slegte mense daar buite nie. Hy praat met die kerk. Die waarskuwing is vir die kerk van Jesus Christus. Die kerk self, mense bely het 'n gedaante van godsaligheid, maar die krag daarvan ontbreek. Daar is skyn godsdienst wat hy van praat. 'n gedaante van godsaligheid, maar die krag daarvan verloor. Lyk godsdienstig, praat godsdienstig, gaan kerk toe, doen al die Christen dinge, maar daar's geen krag nie. Wat bedoel hy daarby? Dit gaan nie oor gewigte optel nie. Dit praat van geen krag om rein te lewe nie. Geen krag om slegte gewoontes af te lê nie. Geen krag om geloof te lewe nie. Geen krag om God te glo nie. Dis wat dit van praat. Praat die taal, praat Christenese, maar die krag daarvan is verloor. Dis nie daar nie. Geestelik mors dood. Daar's geen ware verandering. Daar's eintlik 'n openlike rebellie. Van 'n kind van God, van Christus. Ja. Verborge, verskuilde misleiding wat manifesteer. En die opdrag is, keer jouself van hierdie mense af. Draai om. Ja, maar is familie. Sny af. Ek is lief vir hulle. Sien die probleem is, die Afrikaanse spreekwoord wat sê, as jy nou met die steelmokkies meng, dan die varkies jou eet. Sien die mens lank genoeg onder hierdie mense verkeer. Weet, baie het nie die vermoë om 'n positiewe invloed te hê nie. Word eerder afgetrek na daardie vlak. Eerder as om hulle op te tel na 'n hoër vlak. Die menslike geneigtheid is om af te val, eerder as om op te styg. Dis die mense geneigtheid, want ons sien dit in die wêreldgeskiedenis vir die afgelope 6000 jaar is dit ons. Solank as daar 'n mensdom is, sien ons hierdie geneigtheid altyd terug, die default mode vir die mens is om te val, eerder as om te wil uitstyg. As jy meng met verkeerde sedes, gaan dit vir jou aftrek. Dit is nou maar so. As jy nie sterk genoeg is om te staan vir wat reg is en 'n positiewe invloed, ten spyte van die gevolge daarvan, want jy gaan uitgekry word. Jy gaan name genoem word. Jy gaan nie gewild wees nie. Jy gaan jou waarskynlik ook nie eens bevordering kry nie. Keer jou van hierdie mense af. Moenie hulle voorbeeld volg nie. Probeer hulle geestelik beïnvloed. Maar ons sien mense sukkel daarmee, hulle kry dit nie reg nie. Word eerder beïnvloed met die ander. Staan jy op 'n braaivleisvuur, die manne. Jy is die enigste Christen. En die vuilgrappe, en die vuiltaal, en alles om te gaan aan. En jy word besoedel daar. You cannot unsee it. You cannot unhear it. Jy word beïnvloed. Bewaar jou hart. Moenie deur hulle ingesluk word nie. Dis die waarskuwing. Bid vir 'n gees van onderskeiding. Here, is dit regtig? Moet ek hier wees? Gaan ek 'n positiewe invloed wees of moet ek liewer wegstaan? Wees toegewyd aan die waarheid. Wees toegewyd aan wat reg is. Hoe bly ons waaksaam en gereed in hierdie tye wat ons lewe? Jy kan nie sonder God nie. Jy kan nie eers jou dag begin sonder hom nie. Begin jou dag met God. Begin hom. God, I need you. Here, ek het U nodig. Ek bid vir leiding, bid vir wysheid, bid vir insig, bid vir onderskeiding.
in hierdie dag wat voor my is. Ek kan nie dag sonder nie gaan nie. Moet wees. Hy het beloof hy sal. Maar laat hom toe. Laat hom toe om saam met jou te wees in die dag. Gesels met hom. Spandeer tyd in sy woord. Dis waar die positiewe invloed kom. As deur sy woord. Om met hom in gemeenskap te wees. En moet nie die onderlinge byeenkomste versuim soos wat ons sommige die gewoonte het nie. Jy het die onderlinge byeenkomste nodig. Soveel as moontlik wat jy kan bywoon, woon dit by. Want jy het dit nodig. Jy het positiewe insette in jou lewe nodig. Meer as wat die insette van die wêreld is op jou. Ondersoek jou eie hart. Leef naby God. Bly in sy woord. Ondersoek jou hart voortdurend. En Dawid het dit so baie gebid. Here, ondersoek my hart. Ondersoek my hart. As ek besig om lief te raak vir myself, eerder as lief te raak vir God, as ek besig om so lief te raak vir hierdie wêreld wat ek in lewe, dat ek my liefde vir God verwaarloos, is my geloof eg, as dit uiterlik, werk my geloof uit, of sukkel ek? En te leef met 'n ewigheidsbewustheid. Jesus kom weer. En ek wil en ek moet en ek gaan gereed wees vir daardie dag wanneer hy verskyn. Dan gaan nie nommer 99 gou regmaak storie wees nie. As Jesus verskyn, dan moet jy gereed wees. Dit is nie almal wat 'n 11de uur geleentheid het daar in die kruis wat Jesus gesê het vandag sal jy saam met die paradys wees. Almal daai geleentheid. Baie het nie so voorreg. So wees en leef in elk geval gereed vir Jesus se koms. Ons kan onsself baie maklik materieel voorberei. Ons het genoeg water in die huis, genoeg krag in die huis, genoeg kos in die huis, met elektrisiteit, ons is gesorteer as waar tye kom. Maar as jy geestelik gereed wanneer Jesus kom, as jy gereed vir sy verskyn, die dag wanneer hy verskyn, en hy kom gewis. En ons leef in tye waar dit al hoe meer duidelik is. Sy koms is nog nader as wat dit ooit was. En maar het al gewerk in die spoorwegoorgang, tye toe treine nog geloop. En sy werk was gewees dat hy moet seker maak dat die boom is af en die rooi lig is aan, sodat al die trein aankom, dat mense nie kan oorstap of oorry nie. En jou werklik waar iemand raak hy in die slaap. Die trein kom en ry iemand op die fiets los. En toe hom nou die volgende dag vra, nou wat het nou gebeur? Hy sê, ek was daar gewees, maar hy is doodgery. Ja, maar ek was nie wakker nie, ek was nie waaksaam. Jy kan opdaag, maar nie noodwendig waaksaam wees. Jy kan ook hier opdaag, maar nie noodwendig waaksaam wees. Nie noodwendig gereed wees. En daarom is die opdrag en die vermaning vanuit die woord van die Here vir ons. Maar weet dit, dit is 'n dringende waarskuwing. Wees bewus as 'n waarskuwing vir ons. Ja, die uiterlike, die wêreld, die ekonomie en al die goed is daar, maar die waaksaamheid van jou eie hart is belangriker as enige van hierdie ander. Wees gereed vir Jesus se koms. Die enigste manier waarop ons meer waaksaam kan raak is wanneer die wêreld dinge ons so volg, so naar en siek maak, dat ons al by die Here Jesus maak. Maar ek wil soveel as moontlik saam met my. Ek wil soveel moontlik saam met my neem, vir wanneer Jesus kom en wanneer hy verskyn. En ek wil vra as jy gereed, is jy regtig gereed? En as jy so effens bekommerd is in jou binneste, so effens bekommerd is, so ek is nie seker, dan is jy nie gereed. Sien as jy twyfel, is jy nie gereed. Dan wil ek jou nooit vermoord, dat jy absoluut seker maak voor jy by die reis staan. Jy weet dat jy weet dat jy weet, ek is gereed die dag as Jesus verskyn. Wat is die voorwaarde?
Jy moet weer gebore word. Jesus eie woord. Alvorens jy die koninkryk van God sal sien. Jy moet deur water en deur gees gebore word. Jy weet jy is fisies gebore, maar jy moet deur die gees gebore word. Geestelik hergebore, wedergebore word. Alvorens jy die koninkryk van God kan sien. Alvorens Jesus vir jou werklikheid gaan wees. En ek wil hier vir oomlik hier oor toe maak en ons saam in gebed verkeer. Here Jesus, U self weet nie eers wanneer U koms gaan wees nie, net die Vader weet. En enige dag kan die opdrag wees, my seun, gaan haal die brood. Gaan haal die brood. Enige dag. Maar in daai oomblik wil ons gered wees. En ek wil vanmôre bid, Here Jesus, vir elkeen wat vanmôre hier so sit, in hierdie auditorium, wat met selfondersoek, hulle self, hulle harte deursoek en sê, ek weet nie, ek twyfel, ek dink ek is gered. Dat U self deur die Gees, hulle sal waaksaam en wakker maak, en wakker skud. Sê, jy is nie weergebore nie, jy is nie gered nie. Maak seker vanmôre, maak soos 'n absoluut seker vanmôre, dat jy gered is, vir daardie dag. En dis nie bangmaak woorde nie, dis werklikheid. Dis absolute werklikheid. En daarom vra ons, Here Jesus, U weet met wie U gepraat het vanmôre, sal U deur die Gees hulle dring om daardie oorgawe te maak vanmôre. En seker te maak, hulle is gered. Dankie Jesus, dankie vir die genade met ons vanmôre.